Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat ons u hier aan die begin van 'n nuwe week kan groet in die naam bo alle name. Ons eer die Here dat ons vanmôre weer by die waarheid van sy woord kan stil staan, dat ons daaruit onderrigting kan ontvang, en ons eer die Here ook dat ons nie nodig het om in die donker rond te tas in hierdie baie de mekaar tye nie, maar dat ons die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet het, God se wonderlike woord, geïnspireer deur sy Heilige Gees, wat vir ons leer en lei in die waarheid. Daardie ou kinderliedjie sê, wonderbaar boek, sal sy blaaie deursoek, sal dit lees en gehoorsaam. Dis 'n wonderbaar boek. Dis die probleem van ons tyd en ons dag. As ons nie die woord van die Here lees nie, as ons dit nie oordink, dit nie bepeins en gehoorsaam nie, vriende, dan val ons in hierdie sonde, en dis 'n afwaartse spiraal, en ellende op ellende, en sonde op sonde, en die hartseer gevolge is legio. En daarom is die gebed van my hart dat u hierdie wysheid en hierdie waarheid van God se woord ter harte sal neem, sodat u dan ook kan leef heilig en rein te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Nou vanmôre gaan ek stil staan by die gedagte van bizarre en abnormale optredes. Ons gaan miskien net vanoggend of miskien 'n oggend of twee daarna kyk, en dan sal ons bietjie gaan kyk na die gedagte van verslawings, wat die Bybel daaroor sê. Is dit 'n siekte, is dit 'n sonde? En dan sal ons bietjie dit uitbrei om vir u Bybelse raad en Bybelse waarheid in u hart en in u lewe te gee. Nou kom ons kyk vanmôre 'n bietjie na die gedagte van bizarre en abnormale optredes. Nou, vriende, ek glo dat elkeen van ons wat inskakel, wat hierdie oordeenkings luister, al met sulke mense te doen gekry het. Mense wat ewe skielik begin snaaks optree, abnormaal begin optree. Dit kan ouer mense wees, dit kan miskien jou pa wees, jou ma wees, dit kan kinders wees, bure, gemeentelede, familie of vriende. Hulle tree net ewe skielik snaaks op. Daar is abnormale optredes by hulle te bespeer. Dit kan wees van dat hulle snaaks praat, aggressief is, miskien hulle self skade aandoen, tot woede-uitbarstings en allerhande dinge. En ons moet vanmôre 'n bietjie kyk na wat die oorsaak daarvan kan wees, wat die Bybel daaroor sê, en so 'n bietjie raad en so 'n bietjie leiding uit God se woord oor hierdie gedagte. Nou vriende, wanneer dit kom by ewe skielike, abnormale en bizarre optredes, kan daar so 'n paar redes wees waarom dit gebeur. En ek het vir julle al gesê, dis noodsaaklik dat ons sal sien wat sê God se woord oor hierdie dinge. Wanneer ons kyk na die sielkunde het altyd die gedagte van, weet jy, dit is nie jou skuld nie, dit is dinge wat aan jou gedoen is, dit is jou verlede, dis jou ouers, dis jou werksomstandighede. As dit net verander, gaan dit met jou beter gaan. Dikwels word jy medikasie gegee om jou te help om, soos ek vir u die woord gebruik het, te cope met jou situasie en jou omstandighede. Terwyl die woord van die Here vir ons kom leer dat God ons geskaap het, hy het ons na sy beeld en gelykenis geskape, en hy die oplossing vir ons probleme. Nou, vriende, as daar ewe skielike abnormale en bizarre optredes is die eerste ding waarna ons kyk, is of hierdie probleem organies of natuurlik van aard is. Met ander woorde, organiese of natuurlike redes. Wat bedoel ek daarby? Jy kry mense wat ewe skielik aggressief raak, onsamehangend praat, aanvalle kry, emosioneel onstabiel raak, en dit kan wees as gevolg van 'n mediese kwessie. Dit kan miskien wees 'n gewas op die brein. Dit kan wees miskien hormone, gebruik van een of ander verslawingsmiddel of medikasie wat hulle so laat optree. Daarom moet ons nie sulke bizarre optrede altyd maar net half afskryf van hierdie persoon, weet het nou mal geword, of hierdie persoon het heeltemal kens geraak, of hy seker in 'n Bybelstryd of iets nie. Nee, ons het nodig as kinders van die Here om ook ons te ontferm oor sulke mense, en na 'n goeie bekwame dokter te gaan of 'n neurochirurg, en dan seker te maak dat hierdie persoon gesond is. 'n Breingewas kan geweldige abnormale optredes na vore bring. Vriende, wanneer jy miskien een of ander verslawingsmiddel gebruik, of selfs medikasie wat dokters jou gee, kan daar optredes na vore kom. Woede-uitbarstings is een van die dinge wat hoog aan die lys is, of bo aan die lys is, sê eerder, van mense wat medikasie gebruik wat miskien verkeerd is, of hulle kan super depressief raak, en dikwels hulle self skade aandoen. En daarom het ons nodig om hierdie eerste punt stil te staan. Gaan kyk of hierdie persoon gesond is, en of hierdie persoon dalk siek is, of daar 'n fisiese kwaal by die persoon is, of miskien medikasie wat hy gebruik. Vat baie keer maar net jou pa en jou ma se voubiljet van hulle medikasie, lees wat is die neeweffekte. Dis noodsaaklik om hierdie goed te lees, want dokters wil nie meer hê ons moet sien wat hulle vir ons gee nie. En ons leef in 'n tyd waar mense verslaaf is aan medikasie, terwyl hulle eintlik 9 uit die 10 keer niks mekeer nie. En daarom is die gebed van my hart dat ek dan ook hierdie raad sal volg om ook mense by te staan, en dan seker te maak dat hulle niks mekeer nie, dat hulle liggaamlik gesond is, en dat ons dan na die volgende gedagte kan kyk
as daar nog steeds probleme is. Vriende, nog 'n rede wat ons kan gee vir abnormale of bizarre optredes, dit kan wees demoniese aktiwiteite. Nou daar is baie dinge geskryf al oor hierdie saak en baie dinge wat onbybels is wat van ons deurgegee word, mense wat kwansies in geestelike oorlogvoering betrokke is en so duiwel behep raak dat hulle heeltemal God se waarheid en God se woord vergeet. As ons praat van demoniese aktiwiteite, praat ons van mense wat hulle konstant blootstel aan sekere goed waarna hulle kyk, goed wat hulle by betrokke raak, miskien vriende, miskien familie, miskien dinge wat hulle mee deel, wat hulle in hierdie gemoedstoestand sit. En baie keer kan dit wees demoniese aktiwiteite, mense wat demonies besete is. Nou vriende, dit is 1 uit 'n triljoen. Daar is baie min mense in Suid-Afrika wat hierdie probleem het. En jy kan miskien vir my sê, maar hoe kan ek sê baie min? Gaan lees die Bybel. Daar was baie min gevalle dat iemand demonies besete was. Daar is lande waar daar geweldige afgodediens is, waar mense meer demonies besete raak. Maar in Suid-Afrika en meeste van die westerse lande is dit 'n uitsondering op die reël. Dis waar mense hulle self blootstel aan hierdie dinge. Een ding wat ek hier wil noem net is, vriende, dat 'n kind van die Here nooit demonies besete kan raak nie. God en die duiwel woon nie in dieselfde lewe of in dieselfde hart nie. Die Bybel is baie duidelik daaroor, as die Gees ons in ons harte woon, dan is ons vry. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, en hy wat in ons woon is groter as die duiwel wat buite staan. So 'n kind van die Here, as jy weergebore is vanmôre en daar is miskien afwykings in jou optredes, dan is dit noodsaaklik om te kyk waaraan jy jouself blootstel, en dit is dit nie miskien die rede nie. Maar daar is ook mense met wie ons te doen kry wat demonies besete is. Mense wat nog nooit op bekering gekom het nie, mense wat miskien in 'n kerk groot geword het, miskien die gedaante van godsaligheid gehad het, mense wat miskien met die naam en met die lip die Here gedien het. Lippediens praat ons van. Hulle het gepraat oor die Here en so af en toe, 'n diens bygewoon, maar nog nooit kind van God geword nie. Wat doen ons met hierdie mense wanneer ons sien daar is hierdie geweldige abnormale optredes? Ons gaan eenvoudig na die skrif en ons deel met hulle die evangelie. Paulus sê, ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ag, ek kan vir u vertel van Dr. John MacArthur, hy vertel van die geleentheid waar hy 'n jong meisietjie gekry het, waar die kerkraad dan ook gevra het, hy moet met hierdie meisietjie kom praat, sy is demonies besete. Hy het aangekom en hierdie demoon in haar het gemanifesteer en al wat hy gedoen het, hy sê hy die evangelie aan haar gebring. Hy sê het op 'n stadium probeer wat die sogenaamde uitdrywers van hom probeer deurgee het, van om mense te ruk en pluk en met die demone te kommunikeer en okkultiese tegnieke te probeer gebruik om mense te bevry. Luister, demone is leenaars en sulke praktyke wat mense doen vandag is nie Bybels nie. Die Here het ons geroep om een ding te doen, die evangelie te verkondig. En hy sê terwyl hy die evangelie aan haar begin verkondig, nadat hy hierdie ander goed probeer het en hy begin agterkom het, maar dit is vreemd en dit kan nie Bybels wees nie. En hy begin net eenvoudig die evangelie aan hierdie meisietjie kommunikeer. En die Heilige Gees haar oortuig en die Here het haar siel gered en onmiddellik was sy vry. Onmiddellik was sy vry gewees. En daarom is dit belangrik, hy vertel van 'n ander geval waar die man absoluut in homoseksualisme vasgevang was. Hy was in hierdie absolute abnormale optrede. Die Bybel praat in Romeine 1, as jy in homoseksualisme of lesbianisme vasgevang is dit 'n abnormale optrede. Dit is lynreg teen die natuur en die aard van die mens. En hy sê, ek het met hierdie man gepraat waar hy besig was om te sterwe van vigs. Hy sê, en al wat hy gedoen het, die evangelie aan hom gebring. En die Here het daar die jongman se siel gered. En daar die jongman se lewe het onmiddellik verander. In 'n oomblik, in 'n oogwink. Daarom moet ons nooit die krag van die evangelie onderskat. En die Bybel sê, dat die evangelie van Christus is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. God is die een wat geloof wek in harte. Daarom, wanneer daar bizarre optredes is, onthou, dat hierdie 'n moontlikheid kan wees. Is uitsonderlik, maar dit kan 'n moontlikheid wees. En as kinders van die Here begin snaaks optree, is dit heel moontlik omdat hulle self in die derde geval blootstel aan sonde en skuldgevoelens bring hierdie sonde na vore. Nou vriende, dikwels sien ons dat mense, kinders van die Here, ewe skielik begin snaaks optree. Hulle is kort van draad, daar is argumente, hulle is ewe skielik oorkrities. Hulle is ewe skielik besig met dinge waarmee hulle normaalweg nie besig sal wees nie. En as iemand hulle iets vra daaroor, sal hulle sommer uitbarsting hê. En 9 uit die 10 keer kan dit wees omdat hulle met sonde begin besig raak. Kinders van die Here is nie gevrywaar van sonde nie. Daarom sê die Here vir ons, waak en bid dat jy nie in die versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Nou ons dink maar aan verskillende gevalle in die Bybel
Vriende, waar mense ook snaaks opgetree het. Ons dink aan die Korintiër gemeente, hoe Paulus hulle telke male oor die vingers dan tik, en hoe hulle probeer het om geestelike fasade voor te hou, hierdie vertoon te lewer, om hulle sonde weg te steek. En Paulus kom by die hart van die probleem uit, en hy sê vir hulle, luister, julle het dit in julle self te nou. Julle het nodig om by die Here uit te kom. Daarom sonde en skuldgevoelens kan ook hierdie optredes na vore bring. Wat moet ons doen? Die Here sê as ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sonde te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Dan die laaste een van vanmôre. Pas op vir voorgee of namaaksels. Nou vriende, daar is baie kinders deesdae wat sommer voorgee. Hulle probeer 'n punt maak, hulle probeer hulle ouers manipuleer, hulle probeer simpatie soek. Baie keer kan dit wees omdat hulle nie aandag kry by die huis nie, baie keer kan dit wees omdat daar teenoor hulle verkeerd opgetree word, en dan is dit teenreaksie. Hulle maak eintlik niks nie. Maar om aandag te soek, sal hulle self skade aandoen, of hulle sal neerval in 'n tantrum gooi, of hulle sal lyk of hulle aanval kry, of hulle sal woede-uitbarsings hê waar hulle kop teen 'n muur slaan, of hulle vuis deur 'n deur slaan, of een of ander iets. As ons gaan kyk na die Bybel, dan sien ons in 1 Samuel 21 vers 10 tot 15, hoe Dawid dan gevlug het vir Saul, en hy kom in gat aan, 1 Samuel 21:10. En die Bybel sê vir ons, toe hierdie manne hom identifiseer as die ou wat sy 10,000e verslaan het Dawid gevrees vir sy lewe. En die Bybel sê vir ons baie duidelik, hy het hom voor hulle oë kranksinnig aangestel en hom mal gehou onder hulle hand, en op die deure van die poort gekrap en sy speeksel in sy baard laat afloop. En die Bybel sê vir ons baie duidelik dat hierdie man Dawid voorgegee het, sonde gedoen het, voorgegee het. En wanneer jy by hierdie situasie kom, vra ek jou dat jy ook hierdie kind sal hanteer op 'n Bybels verantwoordbare manier. Kinders kan nie maak wat hulle wil nie, so ook nie groot mense nie, nie middeljarige mense nie ou mense nie. Ons moet verantwoordbaar gehou word vir ons optrede. En daarom is dit belangrik om hierdie saak dan te hanteer, Bybels te hanteer, sekere standaarde, sekere riglyne, sekere voorwaardes daar te stel, en altyd begin by die evangelie. Maak seker dat die persoon is gered, daardie persoon ken die Here. En ag, as Boetie homself dan wil wangedra, het hy nodig om dan ook die straf te ontvang vir sy verkeerde optrede. Ag vriende, daar gebeur in my lewe baie dinge, en ek onthou op een stadium het ek ook so 'n geval gehad in 'n gemeente, en ek het net vir daardie ouers baie duidelik gesê, as julle hierdie kind gaan los in die situasie of in 'n toestand waarin hy is, en hy kan maak wat hy wil, gaan julle hierdie kind grootmaak vir die duiwel. Dank die Here, hierdie gesin het by die gemeente uitgekom, en ek glo hulle het by die Here uitgekom, en ek is nou weg by die gemeente, maar ek glo daar het 'n blywende verandering in hulle lewe gekom. Die hele gedagte is om iemand te help wat met hierdie bizarre of abnormale optredes basies in hulle lewe sit. Is noodsaaklik dat ons met hierdie persone sal praat, dat ons die evangelie aan hulle sal deel, dat ons hulle sal wys op die gevolge van hierdie optredes, dat ons hulle sal wys die vreugde en die vrede en die blydskap wat aan Christus te vind is, en dat hy ons bron van hoop en ons bron van vrede is. Mag die Here vir jou en my genade gee. Daar is nie baie van hierdie gevalle nie, maar van tyd tot tyd kry ons daarmee te doen, dat ons hierdie stappe sal volg, dat ons sal seker maak, hierdie persoon is nie miskien siek nie, dis nie miskien 'n gewas, of een of ander medikasie, of een of ander ding wat gebeur nie. Ons kan definitief kyk of dit nie demoniese aktiwiteite is nie, sonde en skuldgevoelens, en dan die namaaksel sal ons baie gou agterkom. Mag die Here genade gee, mag die Here ons wysheid gee, dat ons dan ook in hom versterk kan word, deur die waarheid van sy wonderlike woord. Vriende, groete vir u, mooi dag verder, tada.